Dan mag julle elkeen 'n geseënde Christusfees beleef. Dit is soos jy gesê, dit is die belangrikste dag, saam met dan Goeie Vrydag en ook die Opstandingssondag. Ons moet dit vier, omdat die Here na ons wêreld gekom het en mens geword het. En uiteindelik het Jesus vir ons gesterf en het hy vir ons die lewe gegee. Ons tema vanoggend is lof aan God. En kom ons begin met ons lof. Ons sing terwyl jy so sit, welkom o stille dag van vrede. Onder die suiderkruis, wel stemme uit die ou verlede, oor sterrevelde reis. Ons sing al die verse. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig vir die rots waarin ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Amen. Hierdie Here groet ons op hierdie wonderlike oggend wat ons die geboorte van Jesus herdenk. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan twee lofliedere vir hulle sing. Kom alle getroues, vrolik en vol vrede. Kom in die Gees, nou na Bethlehem. 3, 4, 5, 2 en 3. En dan bly hulle staan, ons sing daarna 367. Oh,
Ons kan eigenlijk die hele oggend sing, so heerlik gesing. Dit is my 'n wonderlike voorreg om die Here so saam te kan doen. Ek hou daarvan om op die Christusfeesoggend, veral dan as die skriflesing nie kom uit die gedeelte nie, om tog die geboorteverhaal of iets daarvan te lees. Ons lees in Lukas 2, terwyl dit daar was, het die tyd gekom dat daar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skape in daardie omgewing skaapwagters wat in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Eers staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met engele menigte engele in die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy te welbehaag het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Kom ons sing nou lied 355 en ek is bly dat die kinders is. Ons sê baie keer, dis 'n kinderlied, maar dis eintlik vir ons almal 'n lied, wat ons sê, al was ek nie daar nie, ek weet, dit is waar. Is daar so baie mense wat twyfel, of wat nie glo, dat Jesus deur die maaglike gebore kon word nie, weet ons, dit is waar, julle kan so bly sing. Anders om te kyk, om op 'n ander manier te kyk na die geboorte van Jesus. Die engel het dit self gebring, die vreugde boodskap. En jy het 'n lofsang tot Gods eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret. Wat toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hele vaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. Toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom ook koning van die volk sou kroon. Toe hy in jou arms lê, sy mondkiet in jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Kom ons sing nou die 353, wat vir ons ook die verhaal vertel van die heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel, daar in die stad van Dawid,
word hy Immanuel. Julle kan ook staan as op het sing, en dan kan julle gaan sit. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons U lof kan besing. Ons wil saam met die engele sing oor die vreugde dat Jesus mens geword het. Dat hy as kind gebore is in hierdie wêreld. Ja, ons het nou weer gelees, daar in 'n krib neergelê is, omdat daar nie plek in die herberg was nie. Dankie Here dat U liefde vir ons so groot is, dat U by ons kon staan, langs ons kon staan, en dat Jesus in ons plek aan die kruis gesterf het. Ja, hy is Immanuel, God by ons. Dankie dat ons hierdie vreugdedag saam kan vier, saam kan terugdink aan hierdie wondergebeure, dat daar baie mense nie wil of kan glo nie. Dankie dat U geloof in ons harte gewerk het, en dat ons met hierdie geloof afhanklik van U kan bly. Want Here, die geloof kom ook nie uit onsself nie. U gee dit deur die Gees. En ons wil op U bly vertrou. En daarom wil ons elke dag, elke oomblik, nie net wanneer ons hier saam is in die erediens nie, maar met ons hele lewe, met alles wat ons doen en sê, wil ons 'n loflied sing tot eer van U naam. Dankie Here, dat ons dit wel hier saam kan doen in die erediens op hierdie oggend. En ook Sondag wanneer ons by mekaar kan kom, en ook wanneer ons in klein groepe is, dat ons U lof kan besing en U naam kan groot maak. Mag hierdie lof die wêreld ingaan, omdat ons as U kinders in die wêreld leef en getuies is van die lig wat in die duisternis ons skyn het. Dankie dat U lig deur ons skyn en dat U ons gebruik in hierdie wêreld om te vertel wie Jesus is, wat hy gedoen het. Mag ons lewe meer en meer verander, sodat ons meer en meer getuies van U sal wees. Dankie dat ons saam sing, en dan gaan ons weer sing,
Dankie dat ons hier saam kan wees. Dankie dat ons na die woord kan luister en daaroor kan dink. Dankie dat die woord nooit oud word, maar dat dit altyd helder en duidelik in ons wêreld met elkeen van ons praat. Doen dit dan nou weer asseblief deur die Gees. Amen. Ons lees die gedeelte saam in Lukas 1, die loflied van Maria. Maria, na die aankondiging van die engel dat sy 'n seun sal baar oor die geboorte van Jesus, het sy gesê, die geloofsuitspraak, ek is tot beskikking van die Here. En dan die volgende gedeelte gaan daaroor dat sy Elisabeth besoek, Elisabeth wat dan die ma van Johannes die Doper sou wees. En dan sê Elisabeth vir haar met die groetslag, gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. En dan lees ons nou van vers 46 die loflied van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my verringing omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgedruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Ons lees net hierdie verse so saam. Ons het 'n spreekwoord wat sê gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En ek kan my net op 'n manier probeer indink dat toe Maria by Elisabeth kom en hulle die nuus oor Jesus se geboorte met mekaar kon deel en Elisabeth daarby nog sê, gelukkig is sy, jy wat glo in die vervulling, of dat in vervulling sal gaan wat die Here vir jou gesê het. Hoe Maria se vreugde moes oorloop saam met Elisabeth. En toe sing sy hierdie loflied. Sy juig oor God. Sy besing die grootheid van die Here. Dink vir 'n oomblik, toe Maria die nuus gehoor het dat sy 'n kind sou baar, dat sy 'n kind gaan dra, is sy uit haar gemaksone geruk. Want sy was op daardie oomblik nog net verloof aan Josef. En as ons dink in ons stelle van vandag, as mense verloof raak, hoe daardie paartjie en baie keer veral die bruid begin beplan. Dalk ek self voor die tyd begin beplan, omdat daar reeds 'n verhouding was, maar die verloving sit alles nou in werking. Ons beplan hierdie troue. En dan die volgende oomblik hoor sy, jy gaan swanger word. En jy sal Jesus, die Seun van God, in die wêreld bring. Terwyl sy dan sê, ek was nog nie eers by 'n man nie. En dan hier by Elisabeth sing sy hierdie loflied. Maria se loflied is 'n belydenis oor God, oor wie hy is en wat hy in ons lewe doen. Die loflied van Maria staan bekend as die Magnificat, die gebed van Maria. Dink aan die Engelse woord magnifier. Dit is 'n vergrootglas wat alles duideliker maak. En hierdie loflied van Maria maak alles vir ons duidelik oor wie God is, wat hy doen. Maria praat in die loflied, in haar lofgebed, eerste van haar persoonlike ondervinding, dat God hom oor haar ontferm het. In haar nederigheid, sê sy, het God hom oor my ontferm. In my geringheid het hy na my omgesien. En hy het groot dinge, sê sy, aan my gedoen. Dit wat God vir Maria doen, het vir haar so duidelik geword, dat sy met haar hele hart lof tot eer van die Here sing. Die 2020 vertaling sê, my siel
dit is my hart en my lewe, maak die Here groot. My siel loof die Here, my gees jubel oor God. Hy het my in my nederigheid raak gesien. Die Here kies vir Maria om haar te gebruik dat Jesus uit haar gebore word. En haar lewe verander nou radikaal. Josef wil nog in die geheim, toe hy die boodskap kry, wil hy die geheim van haar skei. Maar die engel sê vir hom, jy moet hierdie kind Jesus noem. Maria getuig en sy loof die Here, omdat sy besef wat die Here vir haar gedoen het. En elkeen van ons loof op die Here, omdat ons raak sien wat hy in ons lewe doen. Die tweede deel van hierdie lofgebed is dat sy sing oor die almag van God. Sy kyk ook 'n bietjie verder en dan sê sy God is almagtig, hy doen groot dinge. Sy loof God oor die kragtige dade wat hy doen. Hy bewys sy genade, sy ontferming van geslag tot geslag. En dan loop hierdie lofgebed in die derde deel daarop uit, dat sy sing oor die trou van God. Maria besing God se lof, omdat hy doen wat hy beloof. Hy is getrou van geslag tot geslag. Hy staan sy volk by soos hy beloof het, sê sy, van geslag tot geslag. Die kind in Maria se skoot is immers die bewys dat God getrou is. Want lank reeds in die Ou Testament word dit voorspel dat Jesus gebore sou word. Dat God sy verbond hou en dan was die volk ongehoorsaam, het God hulle elke keer weer gered. Hy vergeet nie sy kinders nie en daaroor loof Maria die Here. Dit pas vir my en vir jou om elke dag God te loof en te prys, om lof aan God te bring. Terwyl ons vandag dan spesifiek dink aan Jesus se menswording en ons vir mekaar sê geseënde Christusfees, dan moet daar lof op ons lippe wees. Want God het sy seun na die wêreld gestuur om mens te word, om uiteindelik vir ons te verlos van die sonde. Jesus se geboorte en ook die aankondiging daarvan aan Maria, het nie net in Maria se lewe 'n radikale verandering meegebring nie, maar vir die hele wêreld het daar 'n radikale verandering gekom. Hebreë sê dat God deur die eeue, deur sy profete met sy mense gepraat het, maar nou praat hy deur Jesus Christus, sy seun. Vir die hele wêreld, maar ook vir my en vir jou, het daar radikale verandering gekom. Want Johannes 3 vers 16 sê immers, God het die wêreld, God het vir my en vir jou so lief, dat hy sy seun vir ons gestuur het. In sy groot liefde sien God mense raak, soos wat Maria getuig, God het my raak gesien. Psalm 8, die Koninklijke vertaling, as Dawid so na die skepping kyk en hy sien die mens is so 'n klein deeltjie van die skepping, dan sê die Koninklijke vertaling, wat is die mens dan, dat u aan hom aandag sien? Die Here skenk soveel aandag aan ons, dat hy sy seun gestuur het, om mens te word. Toe Jesus in die tempel in Nasaret, soos Lukas dit beskryf, sy bediening begin, verkondig hy dieselfde boodskap, as waaroor Maria die Here loof, naamlik die boodskap van ontferming en liefde en verlossing, hoe God die lot van mense verander, deurdat Jesus mens word, en onder ons kom woon. God sien mense raak, hy sien vir elkeen van ons, waar ons elke dag is, en hy los ons nooit alleen. Daarom sê die Bybel vir ons, Jesus is Immanuel, God by ons. In Johannes 1 lees ons, hy onder ons kom woon. Een vertaling sê, hy onder ons kom tent opslaan, vir 'n tyd hier kom woon. In Filippense 2 lees ons, dat hy wat in die gestalte van God was, die gestalte van 'n slaaf en diensknegt aangeneem het, en hy het aan mense, aan ons, gelyk geword. Daarom is dit nie vreemd, dat dwars deur Jesus se bediening, dat ons sien hoe hy by die geringes, die nederiges, die mense wat uitgeskei word uit die samelewing,
gaan stil staan en ook aan hulle genade en liefde gee. Die eerste wat die boodskap ontvang, is die skaapwagters, die herders, wat in die veld oor die skape wag hou het. Hy genees melaatses wat uitgeskei word uit die dorp, hulle moet buite bly. Hy vergewe mense se sonde, ook die vrou wat oorspel gepleeg het, toe ander haar met klippe wil doodgooi. Hy roep vir Saggeus, wat hom graag wou sien, maar hy kon nie, want hy was kort en te klim in 'n boom. En dit is my wonderlik dat ons nergens leer Saggeus het vir Jesus gesien nie, maar dit is Jesus wat gaan stil staan onder die boom. En dan roep hy vir Saggeus, kom af, ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Tot groot ontsteltenis van die skare, die geestelike leiers van daardie tyd wat hulle sê, hoe kan hy by die sonderste man in ons dorp thuis gaan? Jesus spreek self om met elkeen van ons. God het die wêreld so lief, dat hy sy seun gestuur het om onder ons te kom woon. Maria sing van God se ontferming, sy genade, sy liefde van geslag tot geslag. En vandag nog deel ek en jy in God se genade, sy ontferming. As baie in die wêreld wat hierdie boodskap nie wil glo nie, wat hulle rug daarop draai, en wat meer en meer openlik sê, ons glo dit nie, en spot dryf daarmee. Het is belangrik dat ek en jy met oë van geloof sal raak sien, hoe God sy genade sigbaar maak, in ons elkeen se lewe, maar ook in die wêreld, in ons land se lewe. Ons mag nie so besig raak, of aan die ander kant so oorweldig wees deur dit wat verkeerd is in die wêreld, dat ons nie meer God se genadige ingryping in ons lewe sien, en dit verkondig, daaroor sin nie. Ek en jy kan steeds vandag, as ware saam met Maria en die engele, 'n loflied sing, wat God verander nie. Hy is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. Daarom sing ons, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek kom staan. Nergens is 'n vriend getrouwer as hy wat van ons swaar kry weet. Dat beleef jy op hierdie oomblik iets wat dit vir jou moeilik maak om 'n loflied te sing. Dit kan gebeur dat jy seer het of dat daar 'n stikkindheid in jou is. Ek het in hierdie dae gedink aan mense wat ons ken, vriende, oud lidmate van vorige gemeentes, wat net in hierdie afgelope jaar 'n geliefde aan die dood afgestaan het, en wat vandag die eerste keer die Christusfees vier, sonder daardie geliefde wat by hulle is. Dalk is dit as gevolg van die seer en die stikkend wees in die wêreld vir ons moeilik om 'n loflied te sing. Toe lees ek op 'n dag iemand skryf, as jy opgewonde is, sing saam hierdie loflied. Waar is die vreugde en die lus jou ontbreek, as daar seer, stikkendheid in jou is? Sing in elk geval, al is dit binnensmonds. Want dan troos die lied ons, wat Jesus verstaan ons lewe en dit wat ons beleef. En toe ek dit weer lees wat hierdie persoon geskryf het, dink ek daaraan, ek glo daar is iemand langs jou, wat hierdie lied nog uit volle bors kan sing, en wat so sing, om as ware namens jou te sing, en om jou te help, om ook later met volle bors te kan sing. Eer aan God. Eer aan God in die hoogste hemel. Maria se loflied, laat my so 'n bietjie verder kyk, na waaroor Openbaring praat. Die loflied, wat daar voor die troon gesing word, aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam, bo die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Wanneer ons vandag weer dink aan die geboorte van Christus, en ons God se lof besing, in 'n stukkende wêreld, moet ons ook vorentoe kyk na die dag, wanneer dieselfde Jesus wat die Here is, wat nou aan die regterkant van God sit en heers in die hemel en op die aarde, wanneer hy weer kom, moet ons loflied bly sing, tot op daardie dag.
wanneer ons almal saam voor die troon van God, die lof van God en die Lam sal besing. Mag ons lied van lof van God elke dag so opklink tot sy eer, dat dit 'n getuienis sal wees in hierdie deurmekaar en stikkende wêreld. Mag ons met lof die wêreld ingaan. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U woord ons help om U te loof. Dankie dat U woord vir ons, soos hierdie loflied van Maria, hierdie gedeelte gee, ook die loflied wat die engele gesing het. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ons sing saam met Maria oor die grootheid van U. Ons juig oor U, ons verlosser, ons God. Ons juig omdat U ons elkeen in ons geringheid raak sien en met ons bemoeienis maak. Dankie dat Jesus ons vriend is, wat in ons plek kom staan het, dat hy van al ons nood weet. Dankie Here vir al die vreugde wat U vir ons gee. En dat ons net soos wat ons is, na U toe kan kom en U lof kan besing. Here, ek bid vir hierdie gemeente, vir elkeen wat vanoggend hier is, ook hulle wat dalk weg is met vakansie, wat vanoggend hier kan wees nie. Seën vir ons elkeen, dat ons met lof die week, die nuwe jaar sal ingaan, want ons is amper aan die einde van hierdie jaar. En al is dit net 'n datum op 'n ander dag, weet ons dat U elke dag by ons is, aan die einde van die jaar, aan die begin van die jaar, ons weet, ons lewe is in U. Seën hulle wat op reis is in hierdie tyd, wat ook hulle wat by die huis is en wat sommer maar net in die omgewing ry, dat ons elkeen veilig sal wees. Ons bid vir hulle wat hartseer beleef in hierdie tyd, wat 'n krisis beleef, wat hulle wat siek is. Ons bid vir genesing. Ons bid vir troos. Dankie dat ons vir mekaar die troos kan gee. En dat ons U lof ook vir mekaar kan gee. En selfs partykeer namens iemand vir U loof. Dankie Here, dat U die lof waardig is, mag ons nooit ophou om U te loof. Amen. Kom ons sing die baie bekende 348 Stille Nag, Heilige Nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit lig, by die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelig. Ons sing al die verse. Amen.
persoonlik hou daarvan om op so 'n belangrike dag my geloof te bely. Ek wil die geloofsbelijdenis lees, dat ons elkeen weer sê, ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in ewige lewe. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons.